Graad 12, welkom terug by Fisiese Wetenskap vraestel 1 Mei Junie 2024. Vandag sal ons kyk na vraag 10 en vraag 10 handel oor die fotoelektriese effek. Die fotoelektriese effek se formule sal gevind word onder klank en lig, golwe, klank en lig. Ons het dan ook daar 'n konstante C, die spoed van lig 3,0 maal 10 tot die mag 8 en dit sal gebruik word binne in jou golfspoedformule. C is gelyk aan frekwensie maal met golflengte. Dan het ons ook die massa van 'n elektron. Die massa van 'n elektron is 9,11 maal 10 tot die mag minus 31. Dit sal ingestel word binne die kinetiese energieformule. Die kinetiese energieformule benodig die massa van 'n elektron. Dan het ons ook nog 'n konstante, Planck se konstante, H, en hy is 6,63 maal 10 tot die mag minus 34. Dit kom binne in jou energie, wanneer jy die energie van lig uitwerk, en die energie van die invallende lig is dan Planck se konstante maal met die spoed van lig oor die golflengte. Die fotoelektriese effek se formule is energie is gelyk aan werksfunksie plus die maksimum kinetiese energie. So jy moet weet wanneer jy fotoelektriese effek formule gebruik, dit word gevind onder golwe, klank en lig, en die kinetiese energie formule sal jy dan vind binne in die EK formule. Dan het ons ook die werksfunksie se formule. Die werksfunksie formule W0 is gelyk aan die Planck se konstante maal met die drempelfrekwensie. En energie se formule is dan die Planck se konstante maal met frekwensie. So dit is vraag 10 se formules wat benodig gaan word vir fotoelektriese effek. As ons kyk na vraag 10, vraag 10 het ons die volgende. En vraag 10 vra vir ons definieer die term fotoelektriese effek vir 2 punte. 10.2 lig met 'n golflengte van 4,7 maal 10 tot die mag minus 7 meter word op 'n oppervlak van 'n stuk cesiummetaal geskyn. Indien die drempelfrekwensie van cesium 4,37 maal 10 tot die mag 14 Hz is, bereken die maksimum spoed van 'n elektron wat die oppervlak van die metaal vrygestel word. En dan 10.3 'n eenvoudige elektroskoop bestaan uit 'n sinkskyf, 'n metaalstaaf en 'n dun strook goudfolie. Wanneer die elektroskoop neutraal is, hang die folie vertikaal soos in die diagram 1 getoon. En wanneer die elektroskoop negatief gelaai is, word die folie van die staaf afgestoot soos in die diagram 2 getoon. So hier het ons die folie, die goudfolie, hy is dan by die neutrale staaf, ons die skyf, die metaalskyf bo en die staaf. Wanneer hy negatief gelaai is, dan beweeg die folie weg en die staaf en die skyf. So hy is dan wegbeweeg wanneer die skyf bo negatief gelaai is. Dan wil hulle hê ons moet uitwerk wanneer die ultraviolet lig dit skei op die skyf van die negatiewe gelaaide sinkelektrode geskyn word, val die folie dan terug na die staaf. Dit beteken wanneer ons ultraviolet as ons UV op hom skyn, dan sal die folie terugval en dan hang dit vertikaal. 10.3.1 Hoe vergelyk die frekwensie van die ultraviolet lig met die drempelfrekwensie van sink? Skryf slegs uit hoër as, laer as of gelykant. En dan 10.3.2 verduidelik waarom die folie van die elektroskoop terugval vir 3 punte. Groen lig word nou op 'n ander negatiewe gelaaide sinkelektrode geskyn en die folie val nie terug nie. So 10.3.3 moet jy dan verklaar, sal die folie terugval indien die intensiteit van groen lig verhoog word? Skryf slegs ja of nee en gee 'n rede vir jou antwoord. Graad 12 op hierdie oomblik kan jy die video stop en jy kan dan vraag 10 probeer en uitwerk. As jy klaar is met vraag 10, dan kan jy terugkom en voortgaan om die vrae te merk. Ons kan voortgaan in die vrae merk. 10.1 definieer die term fotoelektriese effek. Fotoelektriese effek is 'n definisie wat ons sal vind op die eksamenriglyn.
En die definisie is die proses waar tydens elektrone vrygestel word vanaf 'n metaal oppervlak wanneer lig van 'n geskikte frekwensie invallend is op die oppervlak. So dis 2 punte vir jou definisie. As jy enige van die onderstreepte woorde of frases uitlaag, dan sal jy 1 punt verloor. Vraag 10.2. Lig met 'n golflengte van 4,7 maal 10 to die mag minus 7 meter. En by golflengte moet ons seker maak dat golflengte is altyd in meter. So graad 12, as die golflengte nie in meter is nie, dan moet ons die golflengte dan herlei na meter toe. Het word op die oppervlak van die stuk cesiummetaal geskyn. Indien die drempelfrekwensie van cesium 4,7 maal 10 to die mag 14 Hz is, so die drempelfrekwensie, hy is F0 en hy is 4,37 maal 10 to die mag 14 Hz, frekwensie word in hertz gemeet, bereken die maksimum spoed van die elektron wat vanaf die metaaloppervlak vrygestel word. So graad 12, 'n wenk wanneer jy 5 punte of 4 punte moet uitwerk, dan kan ons die fotoelektriese effek formule gebruik. Die fotoelektriese effek formule wat ons vir jou gee dan is E is gelyk aan W0 plus EK max. Enige van hierdie formule sal vir jou 1 punt gee met substitusie. So jy moet substitusie doen om die punt vir die formule te ontvang. As ons kyk na ons formule, ons het energie is gelyk aan ons drempelfrekwensie, ons werksfunksie plus ons kinetiese energie. En heel eerste moet ons die energie gaan uitwerk en om die energie van die invallende lig te bereken, benodig ons die golflengte. En die golflengte wat vir ons gegee was 4,7 maal 10 to die mag minus 7. Ons het ook die spoed van lig. Dit beteken ons energieformule. Die energieformule was Planck maal met frekwensie, maar hulle het nie die frekwensie van die invallende lig gegee nie. So die frekwensie het ons dan vervang na C is gelyk aan C oor golflengte. So 'n golfspoed is gelyk aan frekwensie maal met golflengte. As hy herskryf word, is frekwensie gelyk aan golfspoed deel deur golflengte. En dit is dit kom die konstante 3 maal 10 to die mag 8 gedeel deur 4,7 maal 10 to die mag minus 7. Hulle het die drempelfrekwensie vir ons gegee en vir W0 se formule is gelyk aan H maal met F0. En die drempelfrekwensie was gegee, Planck se konstante 6,63 maal 10 to die mag minus 34 en ons drempelfrekwensie wat vir ons gegee was vir die cesiummetaal is 4,37 maal 10 to die mag 14 en hulle benodig die kinetiese energie, so dit beteken die spoed. Om die maksimum spoed te kry, vervang ons dan in EK max is 'n halwe maal met die massa van die elektrone maal met die golfspoed. So die massa van die elektron is 9,11 maal 10 to die mag minus 31. Die massa sal onder die konstantes wees van die elektron en dan kry ons die max. Graad 12 moenie vergeet dat die spoed tot die tweede mag is. En dan kry ons die spoed van 5,41 maal 10 to die mag 5 meter per sekonde. Dit is hoe ons die spoed van die vrygestelde elektron uitwerk vir 10.2. Die alternatiewe opsie vir opsie 2 sal eers wees om die frekwensie van die invallende lig te bereken en dan word dieselfde stappe gevolg om by dieselfde antwoord uit te kom. So dit is 10.2. 10.3. Hoe vergelyk die frekwensie van die intensiteit van ultraviolet lig met die drempelfrekwensie van sink? En as ons hierdie twee vergelyk, dan sal ons sien dat die frekwensie van ons ultraviolet lig is groter as die drempelfrekwensie van ons sink
So dit beteken, wanneer die ultraviolet lig op die skyf wat negatief gelaaide sinkelektrode skyn, en hulle sê ook hierso dit is 'n sinkelektrode, dan val die folie na die staaf terug. So dit beteken die frekwensie, ons frekwensie van ons ultraviolet lig is groter as of hoër as ons sink se druppelfrekwensie. En dan 10.3.2 verduidelik waarom die folie van die elektroskoop terugval. Hoekom val hierdie folie terug? Omdat die fotone van die ultraviolet lig stel elektrone vry. So wanneer die ultraviolet lig geskyn word op die metaalskyf en die elektrone was negatief gelaai wat op die oppervlak is, dan word die elektrone vrygestel as fotoelektrone. Die negatiewe lading op die elektroskoop verlaag en word dus 0. Die elektrostatiese afstotende krag van die folie verlaag en word 0. So soos die elektrone, fotoelektrone vrygestel word, verlaag die negatiewe lading en beweeg terug. So dit is 10.3.2. 10.3.3, nou vervang ons dit met groen lig en word 'n ander negatiewe sinkelektrone geskei, die folie val nie terug nie. Sal die folie terugval indien die intensiteit van lig verhoog word? Skryf slegs ja of nee, gee 'n rede vir jou antwoord. En die antwoord is nee. Verhoging intensiteit verhoog aantal fotoelektrone, maar die energie van die fotone nie. So die energie het dieselfde gebly en die energie van groenlig se energie. Dit beteken as ons kyk na ons frekwensie van ons groenlig, die frekwensie van die groenlig is laer as die druppelfrekwensie van ons sink. So dit beteken daar gaan geen fotoelektrone vrygestel word nie. So die fotone sal nog steeds dieselfde energie besit en die frekwensie bly dieselfde, sal dus nie toeneem nie. So dit beteken daar sal nie van die elektrone van die sinkelektrode vrygestel word as fotoelektrone nie en die folie sal dan nie terugval nie. So dit is die einde van vraag 10.3. So gaan deur jou fotoelektriese effek en maak seker graad 12 dat jy elkeen van die vragies noukeurig deurwerk. So ons het geëindig gekom van ons vraag 10. So dit is die antwoord. Die antwoord is nee. Die verhoging in intensiteit verhoog die aantal fotone en nie die energie nie. So die energie van die invallende lig is nog steeds minder as die werksfunksie, die minimum energie benodig vir fotone om vrygestel te word. Dis sal die fotone nog steeds dieselfde energie besit en die frekwensie bly dieselfde, sal nie toeneem nie. Dit is die einde van vraag 10 graad 12. Baie dankie.